Die eerste in die erediens wil die Here u groet met die woorde genade en vrede vir elkeen van u. As u die Bybels by u het, dis daarom een van die makliker boeke in die Bybel om te kry. Net van die begin af blaai, dan kry mens hom redelik gemaklik en gou. En ek wil hê jy moet sommer daar by Genesis 1 oopmaak, net so 'n paar gedagtes, opmerkings. Ag, ek vra om verskoning as jy dit ken en weet. Op 'n sekere stadium van 'n mens se lewe, dan wil jy party goed maar weer hoor, want jy begin vergeet en jy hou dit nie altyd 'n gedagte nie. Net so 'n paar opmerkings oor die boek Genesis. Dis natuurlik deel van die Pentateug. Dis die eerste deel van ons Bybel wat ons kan amper sê erkenning gekry het as woord van God. Vroeg reeds, baie vroeg in die geskiedenis van Israel en die Joodse godsdiens, die vorming van die Ou Testament, was die Pentateug bo alle twyfel deel van die woord van God. Dis 'n storie van 'n ander dag. Ons beplan as die Here wil om by ons vroue Bybelstudie bietjie te gesels oor die ontstaan van die Bybel. Waar kom die Bybel vandaan? Hoe kom so baie vertalings? Wat is die verhaal van die Bybel? Aangrypende stuk geskiedenis, eintlik 'n wetenskap op sy eie, om die teks van die Bybel te behou en die hele geskiedenis daarvan 'n bietjie te bestudeer. En ek hoop dat die vrouens ook die kennis sal gaan uitdra in ons gemeente. Dit op sigself is 'n wonderwerk wat 'n mens nie kan miskyk nie. Genesis is natuurlik nou die eerste boek van die Pentateug. Penta beteken woord 10, Penta, 5, die eerste 5 boeke van die Bybel. En interessant dat ook die moslems heg geweldige groot waarde aan hierdie eerste 5 boeke van die Bybel. Hulle aanvaar eintlik 'n groot deel van die Ou Testament, en natuurlik nie vir Jesus Christus as Messias nie, maar hulle erken selfs vir Jesus as 'n profeet. En hulle gebruik soms sy woorde ook. So, ons is nie so ver van mekaar af nie. En daai oorlog wat daar aan die gang is, ons lees sy eerste wortels, waar hy begin het. Lees ons ook in die verhaal van die aartsvaders. 'n Onreg wat gepleeg is en 'n vyandskap wat ontstaan het, wat so vasgegroei is in hierdie wêreld, dat dit mense amper bang maak. As ons na Genesis 1 kyk, dan kan ons kyk, is eintlik maar in 2 dele verdeel. Die eerste min of meer 1 tot 10,5 hoofstukke is die sogenaamde oer- of begingeskiedenis, die skepingsverhaal, die tuinverhaal, die sondeval en wat daarop gevolg het. Ons gaan nou 'n bietjie meer daarna kyk. En dan volg die geskiedenis van die aartsvaders, die ontstaan, hoe dat God 'n volk roep. As 'n mens Genesis regtig lees, en amper in die nuwe vertaling lees hy eintlik lekker, want die nuwe vertaling bring jou 'n bietjie nader aan die oorspronklike taal toe. Dis eintlik 'n kunswerk. As hoofsaaklik 2 soorte maniere waarop die Bybel geskryf word. Die een is prosa, dis 'n storie. En Genesis is hoofsaaklik stories. Die groot woord daarvoor is narratiewe geskrifte. Dis stories wat vertel word. En die storie dra 'n boodskap. En jy kan maar gaan kyk, kinderverhale, 'n rooi kappietjie, wat ook 'n boodskap. Dis 'n simpel verhaaltjie met baie onwaarskynlikhede. 'n Wolf wat praat en 'n dogtertjie wat loop, en dan word die wolf se maag oopgesny sonder dat hy wakker word, vol klippe gepak, en dan word hy in die water gegooi. Dis 'n klomp snert die storie eintlik. Maar jy het vir jou kinders vertel, wat sê jy vir hulle? Jy moet nie alleen rondloop nie. Dit is gevaarlik aan buitekant. So daar's ook 'n boodskap in. Die Bybel maak gebruik van hierdie ek kan mens amper sê gereedskap, hierdie taalgereedskap, om verhale te vertel met 'n baie sterk boodskap. En Genesis gebruik dit. Daar's natuurlik ook gedigte daarin, poësie wat die ander vorm is, aangrypende gedigte, maar hoe die verhale aan mekaar gesit word en hoe dat die een verhaal in die ander een invloei. Ons lees byvoorbeeld 'n geslagsregister waar Abraham se naam voorkom. Maar ons lees eintlik Abraham se geskiedenis eers later. So sy geslagsregister kom voor dit sy storie kom. En so die een verhaal na die ander. Sodat selfs vervelige, amper sinlose geslagsregisters deel word van 'n storie. En ons osself kan gaan kry. En dis die ding wat ek vir u wil vra. Ons moet onsself vind. Want ons is ook in die storie. Dit gaan oor mense, dit gaan oor u en my ook. Of dan mense soos u en ek. En dis die lekkerte van 'n storie. Dit moet my verhaal word, my storie word. En dit maak dit eintlik maklik. En Genesis is so 'n storie. Nou, party mense gebruik Genesis as 'n wetenskaplike handboek. En hulle gaan maak somme.
En hulle sê die aarde is tot op dag en datum so oud. Dan kom 'n geoloog en hy sê nee, maar hierdie aarde kan nie onmoontlik so oud wees nie, want vir hierdie gesteente om te vorm vat 'n paar miljoen jaar. En as jy op hierdie vasteland kyk, jy kyk op die volgende vasteland en sê maar hier's presies dieselfde geologiese formasies. En met wetenskap, met feite kan hulle vir ons sê dit was nie net 6000 jaar. Die skepping, die aarde is nie net 6000 jaar oud nie. Hy is baie ouer. En die aarde is nie in die middel van die skepping nie. Trouwens, die aarde is nie in die middel van sy eie klompie planete en sonnestelsel. Die son is in die middel daarvan. En dan die kerk mense doodgemaak. Maar dit durf waag om te sê, die Bybel sê dit nie. Dan mense van die Bybel 'n wetenskaplike handboek maak. Terwyl ons Genesis moet lees as die verhaal en die belewenis van mense. Ek gaan dit vir u probeer duideliker maak vanmôre. Genesis. En ons lees nou uit die eerste deel van Genesis, dis die oerverhaal. Ons gaan nou die skeppingverhaal lees, dis natuurlik 'n verhaal op sy eie. En as jy dit deurlees, dan klink dit soms 'n bietjie deurmekaar. Hoe dat sekere goed gemaak kan word wat ons nou nie dink sal kon bestaan voordat ander goed gebeur het nie. Maar tog is daar wetenskaplikes wat sê dis meer akkuraat as mense dink. Die plek wat lig geword het, want hulle sê die skepingsoomblik moes dit verblindend lig geraak het. Daar's mense wat gesê het dat ons eintlik die skepingsoomblik in miljoenstes van sekondes moet indeel om iets daarvan te begryp. Daaroor ander dag meer. Die skrywer van Genesis was nie 'n ooggetuie van die skepping nie. Daar was geen ooggetuie nie. Geen ooggetuie sou dit kon oorleef toe die aarde gevorm is en begin bestaan het nie. Want Genesis sê die aarde was woes en leeg, 'n onvriendelike plek. Lewe was onmoontlik. Maar uiteindelik word dit 'n lewende planeet. Net reg vir mens om te leef. En dan lees ons aan die einde die kroon van die skepping. Die mens. En ook mens as manlike mens en as vroulike mens. En interessant, die skeppingsverhaal eindig by hoofstuk 2 vers 3, as jy nou die Bybel wil oopmaak. Dit begin in vers 1, dat hy daar staan en God het geskep. En dan in vers 3 van hoofstuk 2 sê daar, God het die 7de dag geseën. Hy het dit heilig verklaar, want op die dag het hy gerus van al sy werk. En dan die woorde, dit wat God geskep het, deur dit te maak. Dit is 'n mooi raamwerk van vers 1 tot by hoofstuk 2 vers 3. Een interessante ding, nogal soms 'n misverstand, dat ons bely dat God het geskep uit niks. Weet jy, dit staan nergens in die Bybel nie. Nergens in die Bybel sê God het uit niks geskep nie. Hebreërs sê iewers dat God het onsigbare en sigbare dinge gemaak. Dat sê hulle sien, sekere goed was onsigbaar, maar onsigbare goed kan jy net nie sien nie. Onsigbaar is nie niks nie. So ons weet nie wat daar voorheen was nie. Daar's nie antwoorde, niemand was daar nie. Ons het geen getuienis daaroor nie. Al wat ons kan sien is dit wat daar is, die sigbare dinge. 'n belangrike aspek ook van die skepping is dat God nie net gemaak het nie. Hy het ook georden. Hy het goed in plek gestel. Hy het opdragte gegee aan die aarde om lewe voort te bring. Hy het opdragte gegee aan die mens om te heers en te ontwikkel. So die skeppingsproses was dinamies. Daar's ruimte om te sê dat God het goed neergesit en dit die krag gegee om verder te ontwikkel, om verder te groei. In 'n sekere sin kan ons sê dat God se skepping nog nie afgehandel is nie. Dis soos God maak. Hy maak nie goed soos 'n mens wat tot niet raak as jy dit nie oppas nie. God maak en dit wat hy maak ontwikkel, dit groei. Dis dinamies. Daar sit 'n goddelike element van wonder in die skepping wat ons nie altyd raak sien nie. So ons moenie bekrompe, beperkend kyk nie, want as ons pogings aanwend om God se skepping te verklaar, kry ons eintlik net een ding reg. Dis om God kleiner te maak. Om God binne die perke en die vermoë van ons eie verstand en woorde en taal en belydenisse in te dwing. En ons moet dit nie doen nie. Ons moet ruimte maak vir God se onmeetbare en onkenbare grootheid.
En as die skepingsverhaal nou klaar is, dan is daar 'n volgende stuk geskiedenis wat nou meer oor die mens gaan. Die opskrif hier daar bo aan vers 4 in die nuwe vertaling staan ook mense in die tuin van Eden. En dan staan er, dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe God hulle geskep het. Die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het. Dan vertel hy vir ons iets van die skepping, maar nou uit die mens se oogpunt. En dan lees ons van die skepping van die mens, en hier in vers 15 lees ons, die Here God het die mens geneem en hom in die tuin van Eden geplaas om dit te bewerk en op te pas. Die Here God het die mens beveel, van al die bome van die tuin mag jy na hartelus eet, maar van die bome van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. En die dag wanneer jy daarvan eet, sal jy beslis sterwe. En toe is Adam maar baie alleen, en die Here het gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n helper maak, sy gelyke. Dan lees ons hoe dat Eva toe uit die mens gemaak is. En dan vers 23, een van die gedigte in Genesis, toe die man die vrou sien, toe sproe as hy nie goed genoeg nie. Toe moet hy gedig, eintlik 'n lied uitjubel oor haar. Toe sê hy, hierdie een is die keer been uit my gebeente, vlees uit my vlees. Hierdie een sal vrou genoem word, want sy is uit die man se sy geneem. Hy sê eintlik, dankie, uiteindelik het ek 'n maatjie gekry wat pas by my. Daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind, en hulle sal een vlees word. Hulle was naak, die mens en sy vrou, maar hulle was nie skaam vir mekaar nie. Dan kom ons by hoofstuk 3. Ongelukkig 'n slegte noot. Daar's 2 vrae wat die mensdom sy hele lewe, die bestaan van die mensdom nog altyd besig hou het. En waarop daar nog nooit bevredigend antwoorde gekry is. Die een vraag is, waar kom ek vandaan? Die ander vraag is, waar is ek op pad heen? My oorsprong en my toekoms. In die hele vak filosofie, wysbegeerte, groei eintlik uit daai 2 basiese lewensvrae. En mense kan nou baie opbreek en nog vra, onder andere, waar kom boosheid vandaan? Hoekom is daar slegte goed op die aarde? Hoekom gebeur slegte goed met mense? Ja, ons kan seker ook die teendeel vra, waarom gebeur goeie ding met mense? Waarom is daar iets soos geluk en vreugde op aarde? Maar ook hartseer en pyn. En die mens van die tyd, in die tyd toe Genesis geskryf is en ontstaan het ook oor hierdie vrae gedink. En toe hulle die skepping klaar beskryf het, sê, God is die skepper. Sê hulle, maar wat van die boosheid? Wat van die sonde? Hoekom moet ek so hard werk vir my brood en botter? Hoekom moet 'n vrou swaar kry om 'n kind in die wêreld te bring? En hulle het verklaar op 'n sekere manier, en dis die verstaan en die openbaring wat gekry is. En die verhaal daarvan vind ons in Genesis 3. Die slang was listiger as al die diere van die veld. Ons weet nie of in die Nuwe Testamentiese perspektief kan ons aanvaar dat die slang dalk die duiwel verteenwoordig het. Maar in die wêreldbeeld, in die wêreld, ek wil weer verwys na Rooikappietjie, in die wêreld waarin die Bybel ontstaan het, kon diere praat. Hoekom nie? Dis God se skepping. So of die slang nou die duiwel was, in die vorm van 'n slang, of die slang die duiwel was, dit weet 'n mens nie. Die Bybel, Genesis veral self, antwoord nie die vraag nie. Maar dat die bose, die Satan agter hierdie beplanning gesit het, is moontlik. Maar ons moet hom nie as 'n verskoning gebruik nie. Waar kom sonde vandaan? En die skrywer van Genesis antwoord die vraag. Sonde kom daarvan dat die mens nie tevrede was om die mens te wees wat God hulle gemaak het. Die mens het die vermoë tot denke, tot selfstandige denke gehad. Ons praat van kritiese denke. Die mens kon krities dink, hy kan vra. God het hom uniek gemaak na sy beeld. Daar sit 'n stuk van God in elke mens. Want God het homself gebruik as voorbeeld, as die skaduwee waaruit hy die mens geskape het. God het iemand gesoek wat kan kies om hom te dien. Nie 'n boom of 'n klip of iets anders in die skepping wat nie 'n keuse het nie. Kies die mens verkeerd. En ons gaan nou die verhaaltjie vinnig met mekaar saam deurlees, maar let daarop, God is nie die oorsaak
van sonde nie. Ons kan nie die duiwel die skuld gee vir die sonde nie. Nee, dis nie ek nie, die duiwel het my gedryf om dit te doen. Nee. Dit was die keuse van die mens. Kom ons lees die verhaal van die ontstaan van sonde. Die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. Hy het vir die vrou gevra, is dit werklik so dat God gesê het, julle mag nie van die boom van die tuin eet nie, van enige boom in die tuin eet nie. Kyk hoe draai die duiwel die woorde, nee. Hy gebruik God se woorde, maar hy las aan of hy vat 'n bietjie weg of hy sit dit net in 'n ander konteks. En dit nog vandag gebeur die verleiding so. Hy kom nie in sy naakte eerlikheid na jou doen, hy kom amper altyd onder 'n dekmantel. Is dit werklik so dat God gesê het, julle mag nie van enige boom in die tuin eet nie? Die vrou die slang geantwoord, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet. Maar oor die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag nie daarvan eet nie. En toe las hy nog 'n stukkie by. En dit nie aanraak nie, anders sterf julle. Die slang sê die vrou, nou kom hy sommer blaatant. Julle sal beslis nie sterf nie. Ag nee man, moenie vir God glo nie. Jy weet, luister na wat hy sê nie. Julle gaan nie sterf nie. God is eintlik jaloers. God is eintlik bang julle word soos hy. Hy beskerm homself net. Hy wil net nie vir julle alles gee wat julle kan kry nie. Vers 5. Maar God weet dat die dag wanneer julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan. Dan sal julle word soos God, wat goed en kwaad ken. Dis die eerste sonde. Ons praat van die sonde van die oertyd. Die eerste sonde. Die begeerte, die verleiding om nie mens te wees nie, maar soos God. Om meer te weet, meer te kan doen, meer te kan ken. En van die tyd van die Eva af, is die mensdom in sondigheid daarmee besig om van homself 'n God te probeer maak. Interessant. Julle oë sal oopgaan. Julle sal goed en kwaad ken. Die vrou sien toe dat die boom goed was om van te eet. Sy het gevat en geëet. Sy het vir haar man gegee en het geëet. En as jy die woorde in Hebreëus lees en jy lees die woorde waarmee die nagmaal ingestel word, dan skrik 'n mens amper. So eers klink dit. Vat, eet, gee, eet. Dit is 'n geweldige boodskap. Daar sit 'n stuk genade in hierdie sondige daad van die mens om te eet van dit wat hulle nie mag eet nie. Om die proefgebod wat God gesê het, wees gehoorsaam. Ek gee vir julle alles, maar luister na my. Doen soos wat ek vir julle vra. In die sonde, in die oortreding, skyn daar reeds 'n stukkie lig van die plaatsvervangende dood en kos en vrug wat sou kom. Vers 7. Satan het gesê, julle oë gaan oopgaan. Julle gaan soos God word. Vers 7. Albei se oë het oopgegaan. En hulle het besef dat hulle naak is. In plaas van om soos God te word, sien hulle self in hulle naaktheid. Hulle sien hoe en wie hulle regtig is. Wat is die reaksie van sonde? Heel eerste skaamte. Ek wil wegkruip. Ek kry skaam, ek raak verward. Wat nou? Hoe nou? Wat? Ek het nie die gevolge voorsien nie. Hulle het vir hulle vye blare aaneengeryg en vir hulle lendeskorte gemaak. Dit moes nogal ongemaklike klere gewees, want 'n vye blaar kan nogal skur wees. Dink dit was lekker klere gewees nie, maar in hulle nood was dit waarskynlik die enigste ding wat hulle kon gekry het om die klere te maak. Die verhaal van die sondeval. Om soos God te wil wees. Nee, ek wil nie mens wees nie. Dit is beperkend. Ek wil meer wees. Ek wil die gawes wat God vir my gebruik, wil ek misbruik tot my eie voordeel, tot my eie grootheidswaan. Ek wil God word. Ek dink op hierdie stadium, Susan, as jy wil, kom ons sing 'n lied. Ons sing ons skuldbelydenis vanmôre.
terwyl jy net so bly sit. Lied nommer 239, terwyl ons nou gehoor het van die verhaal van die sondeval. En dat ons moet nie vir Adam en Eva die skuld gee nie. Ek weet nie of jy opgemerk het nie, in hierdie sondeval verhaal word Adam en Eva nie by hulle naam genoem nie. Daar staan elke slag die mens en sy vrou, die man by haar. Dis of hulle anoniem word in die sondeval verhaal, en ek dink dis doelbewus so geskryf. Want ek dink u en ek is ook maar Adam en Eva. Die verhaal van die sondeval is ook u en my verhaal. Want die oerbegeerte om meer soos God te wil word, die heeft nog maar in elkeen van ons. Maar die eerste sonde. Terwyl ons net so bly sit, kom ons lees van God se reaksie. Mense reaksie, skaamte, verwarring, spyt, hartseer, ellende. Jy sal later sien, hulle draai na mekaar toe in vyandskap. Die maatjie wat so goed is wat jy vir my gegee het, dis sy. Beskuldigings vlieg oor en weer. En hulle kruip weg. Wat doen God? Vers 8. Hoofstuk 3 vers 8. Hulle hoor toe die geluid van die Here God, wat in die tuin rondstap in die middagkoelte. Die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Interessant, die Here het vir Adam die opdrag gegee. Adam het sonde gedoen. Hy praat weer met Adam. Adam bly die verantwoordelike persoon. Hy het geantwoord, vers 10, ek het u in die tuin hoor beweeg. En ek was bang, want ek is naak. En ek het weggekruip. Hy vra toe, wie het vir jou vertel dat jy naak is? Het jy van die boom geëet, waaroor ek jou beveel het, dat jy nie daarvan mag eet nie? Die mens het geantwoord, dis nie ekkie, Here, dis nie ekkie. Die vrou wat u my gegee het, om na my sy te wees, sy is die een wat my van die boom gegee het, en ek het geëet. Here vra toe vir die vrou, wat het jy nou gedoen? Die vrou antwoord, Here, dis ekkie, dis die slang, hy het my bedrieg en ek het geëet. Toe sê die Here God vir die slang, en hy begin met sy oordeel, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek, onder al die makdiere. Vers 16, vir die vrou het hy gesê, ek sal jou swaar kry met jou swangerskap baie erger maak. Met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. En jou man sal jou begeerte wees. En hy sal oor jou heers. Die man, die mens, die manlike mens het hy gesê, omdat jy geluister het na jou vrou se stem, en jy geëet het van die boom waarvan ek jou beveel het, jy mag nie daarvan eet nie, is die grond deur jou toe doen vervloek. Met swaar kry sal jy daarvan eet, solank jy leef. Vers 20, die mens het sy vrou Eva genoem, want sy is die een wat moeder geword het van almal wat lewe. Here God het daarna vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak, en dit vir hulle aangetrek. Toe sê die Here, kyk, die mens het soos een van ons geword, deur goed en kwaad te ken. Kyk net die verskil, kyk net wat doen sonde. Dit gee vir 'n mens vermoëns, dit gee vir jou die kapasiteit om dinge te doen wat jy nie veronderstel is om te doen nie. Om ook te haat, om selfs lewe en dood te hanteer. Nou moet hy net nie sy hand uitsteek en ook die boom van die lewe neem en eet en vir altyd bly lewe nie. 'n Permanente lewe in ellende, dit wou die Here ons spaar. Die Here God het toe vir hom weggestuur uit die tuin van Eden, om die grond waaruit hy geneem is te gaan bewerk. En hy die mens uitgedryf en aan die ooste kant van die tuin Gerubs laat woon, met 'n flikkerende swaard wat heen en weer beweeg, om die pad na die boom van die lewe te bewaak. En dan gaan die verhaal eintlik aan, en dan word die effek, die konsekwensies, die gevolge van sonde, word vir ons duidelik, as Kain en Abel teen mekaar opstaan. En presies dit wat die Here nie wou gehad het nie, gebeur. Dat die mens die vermoë het om ander dood te maak. Om mense se lewens grondig te beïnvloed.
En dan hoofstuk 5, God se genade. Want die mensdom is nie uitgewis nie. Hulle gaan aan. En volg daar 'n vervelige lang geslagsregister, wat eintlik maar vir ons sê, die mensdom leef voort, ten spyte van die sonde. En dan die verhaal van Noag, God se uitreddende genade. Om net terug te kom na ons verhaal toe. Die verhaal van die sondeval is onmiddellik, party sê soemloos, sonder dat die verhaal van die sondeval onderbreek word, word die verhaal van die sondeval ook 'n verhaal van genade. God kom en hy kom besoek sy vriende, sy mense, sy skepsels. Die mense wat hy sê, dis my kroon, dis iemand wat my liefde kan ontvang, dis iemand wat my kan terug lief hê, dis die objek van my liefde, uiteindelik 'n skepsel wat die moeite werd is, wat kan vertel wie en hoe ek is, en ek kom soek hulle op. Hy het geweet van die sonde. Waar is jy? Waarskynlik die mees aangrypende vers in die hele Bybel. Mens, waar is jy? God roep na die mens. Hy kon hom net daar gelos het. Dat hy in sy sonde, in sy skaamte, in sy eensaamheid, maar gesterf en tot niet geraak het. En dat die skepping so aangaan, sonder 'n mens. God doen dit nie. Hy roep die mens. Hy reik uit na hom. En hoewel hy woedend is oor die sonde, straf hy met genade. Hy straf die mens nie met permanente kinderloosheid nie, maar met pynlike kindergeboorte. Hy straf die mens nie tot permanente hongersnood nie, maar met sweetharde arbeid om sy brood te verdien. Hy maak hulle nie dood nie, maar hy jaag hulle die tuin, om buite die tuin te gaan lewe in die hardheid van die skepping. God is 'n genadige God. Dieselfde mens wat sonde doen, bly sy kind. En in hierdie skepingsverhaal, in sy oordeel, lê die herskepping reeds opgesluit. Begin die verhaal onmiddellik voortgaan, sodat God mense kies, uiteindelik 'n volk kies, uiteindelik 'n deel van die volk kies, en uiteindelik neem hy die las van die sonde op hom alleen, as sy seun daarmee aan 'n kruis gaan sterf. As ons na Genesis kyk na die Ou Testament en Genesis kyk vanuit die Nuwe Testament, dan skyn die lig van Jesus Christus reeds in die skepingsverhaal. Dan skyn die verligting en die verlossing van die Messias reeds by die sondeval. Die verhaal van die sonde is u en my verhaal. Ons is die sondaars. Ons is die oorsaak en die doeners van sonde. Op verskoning soek. Gryp na God se oplossing. Daardie oplossing se naam is Jesus Christus, God se seun. Die God wat almagtig was en geskep het, is ook die God van liefde en genade.